Is baie eenvoudig as jy die stappe volg. En die stappe is presies dieselfde, is eintlik vir my baie lekker om hierdie te doen, want hy voel vir my op 'n manier makliker. OK. Hulle sê vir jou hierso, hulle gee vir jou 'n regte reëlmatige silinder. Snyvlak AA. Waar is al my goed? Julle? Nou soek ek soos 'n pampoen. Goed, hulle gee vir jou 'n regte reëlmatige silinder. Okay, silinder is rond. As hulle sê 'n regte reëlmatig, julle ignoreer daai regte reëlmatig vir nou. Dit gooi julle breine uit, want baie van julle het in die toets, het julle die regte woord gesien en dan dink julle hulle gee vir die regter aansig. Okay, moenie dit dink nie. Okay, en dan 'n snyvlak AA. Hulle sê die instruksies gebruik die gegeewe aansigte en teken. Nou, hierso is waar julle weer eens uitgevang het. Lees asseblief die instruksies, want julle hardloop daardeur en dan teken julle verkeerde aspekte en dan werk dit nie uit nie. Okay, 'n deursnee bo-aansig op snyvlak AA. Okay? As jy sien 'n deursnee, beteken dit hy word gesny. 'n deursnee op regteraansig en die ware vorm op snyvlak AA. So, eerste ding wat ek doen, ek gaan dit sommer op pen doen, dat julle kan sien. Ek teken vir my die layout. Julle kan dit hier in die vraagarea doen. Ek gee nie om nie. Dis hoekom ek dit doen ook. Dit help my brein ook. So as hulle vra vir 'n regteraansig, moet ek dit aan die linkerkant teken. So ek sê R daar, kom ons maak voor en bo. Okay? Dan gaan ek my 45 grade daai. Nou hierso is waar ek dink julle bietjie meer gaan help in die toekoms, okay? Onthou, hulle gee vir jou die hulpaansig. Hierdie ding hierso is 'n hulpaansig. Hy is nie 'n bo-aansig nie. Okay? Imagine as ons hierdie ding weggevat het en hulle gee net vir jou daai en hulle sê teken dit. Hoe op aarde gaan jy weet of dit 'n silinder is of 'n vierkant of wat's die vorm? So die hulpaansig is daarso net om vir jou te wys wat die vorm is. Moenie dit teken as 'n bo-aansig nie. Okay? So die eerste stap is, my vooraansig gaan hier wees, my hulpaansig kan bo of onder wees. Okay, dit afhangende van waar my spasie is. Ek gaan my hulpaansig bo teken vir hierdie ene. Okay? So wat ek dan doen is vooraansig is hier, dan sê ek my hulpaansig gaan daar bo wees. Dan weet ek hoe my papier se layout gaan wees. En die belangrike ding is, al is my vorm skeef, okay, is my kruis reguit. Baie van julle teken julle kruis is skeef, met ander woorde, julle forceer hierdie voorwerp om reguit te wees. Hy moet so skeef bly. Jou kruis moet reguit wees. Okay, goed, so die eerste ding, ek gaan gou my sirkel teken, my hulpaansig, hierbo. Okay? Hulle sê dit is 'n 60 diameter, so ek gaan gou 30 doen, julle kan saam met my dit teken. Ek gaan 30 afmeet daarso, dis hy, en ek gaan hom hierbo teken. Okay. So dit maak nie saak waar nie, solank jy nie oor die lyn, vetplant. Okay, laat ek my potlood. Wat probeer as jy die hulpaansig soos linksom? Jy kan, maar die ding is, onthou, jy moet dit vir jouself maklik maak. Okay, hoe my brein werk is, ek teken my hulpaansig bo, net om seker te maak, ek het genoeg spasie vir alles. As al jou goeders te veel op mekaar is, gaan dit jou brein 'n bietjie breek. So hierdie is maar net my metode om seker te maak, my brein bly in een deel. Okay, goed. So, kom ons teken gou. Ek gaan net 'n kruisie teken, wel nee, wag. Okay, hulle sê dit is 60 grade. Okay, my driehoek. So, hierdie is 'n ding wat julle nie altyd verstaan nie. So kom ons begin daarmee. As hulle vir my sê in my instruksies, hy is 60 grade, dit beteken daai kruis in die binnekant van my sirkel hieronder, is 60 grade. So wat ek dan doen, daai middelpunt van my sirkel, sit ek my gradeboog presies daarso. Okay, laat ek vir julle inzoom dat julle kan sien. Okay, so ek vat my gradeboog en ek maak seker hy's presies op daai kolletjie van die middelpunt van my sirkel. Dan meet ek 60 grade van regs af. Okay, so dis daarso 60 grade. Al wat ek dan doen is ek trek 'n lyn van daai 60 merkie af wat ek gemaak het en my middelpunt van my sirkel en daar, daar's 'n bietjie skeef, maar anyway, daarso het ek, kom ek fix hom gou, want jy moet nogal akkuraat wees met hierdie. Okay, ja. Jy kan cheat as jy wil, dis jou probleem, Arantjie. Okay, good luck daarmee. Jy kan met die driehoek doen, dis fyn. Ek probeer dit, want die vraag, die toets gaan miskien nie 60 grade wees, so jy gaan nie 'n driehoek kan gebruik daarvoor nie. Yes, Hailey? Okay, goed. Nou, so dit is hoe jy kry. As jy nou die ander ene wil kry, dan kan jy hom op hierdie lyn sit,
waar is my middelpunt? Daar is my middelpunt. Okay, en jy gaan basically net sê 90 grade. Okay, want onthou, dit is my kruis. Okay, en dit is min of meer hoe ek, my brein werk, hoe ek vir my middelpunt vir my sirkel kry op 'n angle. Okay, as jy nou byvoorbeeld, hierdie is lekker, want jy kan eintlik net die driehoek gebruik, maar ek wil vir julle wys, dat julle hoe julle die metode kan gebruik met die gradeboog. Okay, nou, al wat ek nou gaan doen, okay, is ek gaan my sirkel in 12 deel. Okay, so, om seker te maak dat ek dit ordentlik doen, gaan ek byvoorbeeld, jy kan letterlik net jou 60-30 grade weer vat. En ek gaan een horisontaal trek, en verticaal, okay, en dan draai ek my driehoek om. Like pizza. Ja, like 'n pizza. Okay. Ag, vetland en dan so. Okay. Soos dit. There we go. Daar is my pizza. Okay. Nou, ja, Heini. Ja. Almal, yes. Net daai ene. Al sy angles wat ek kon. As ek 'n spasie gesien het, ek 'n lyn getrek. Okay. Goed, nou mense, laat ek dit gou hier so netjies maak. Wat ons nou gaan doen is jy nommer, onthou, vetplan, daar vee ek my hele ding uit. Okay, maar wat ons gaan doen, is ons gaan dit nou gou genommer. Okay, so, nou maak jy, of hierdie hoeke is. Okay, so ek gaan 'n horlosie gebruik vir dit, okay. So ek gaan sê, 1 is daar, vir die van julle wat weet hoe horlosie nog lyk. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, en daai is 0. Okay, nou, jy kan jou nummering maak soos wat jy wil. Okay, hierdie is maar wat vir my brein werk. Yes. Nommer soos 'n dartboard. You can, solank jy nie confused nie. Okay. Ja, dit is ook. Goed, so ouens, hierdie is my hulpaansig. Okay, ek skryf dit hulpaansig dat julle julle breine bymekaar kan hou. Okay, nou, nadat ek my hulpaansig het, nou gaan ek dit projekteer om my vooraansig te kry. Okay? So, al wat ek gaan doen, is, ek gaan my angle vat wat klaar hier is, wat my sirkel vir my gegee het, en ek gaan met dit werk. Okay, laat ek dit bietjie uitzoom, want my brein. Okay, daar is hy. Goed, so basically, en hierdie is weer 'n cheat metode wat ek gebruik, ek kyk na daai grade, wel die werklike middelpunt van my sirkel, né? Onthou dit is mos daai lyn wat daai 10 tot 4. Dit is eintlik my werklike middelpunt van my sirkel. Ek gaan my liniaal op hom sit en seker maak hy is 90 grade en ek gaan 'n lyn aftrek. Okay. So dis al wat ek gaan doen, soos dit. So ek sit my liniaal loodreg op daai angle, daai 60 grade. Dit is nou een manier wat jy dit kan doen. As jy nou die 60 grade driehoekie, dan kan jy dit anders manier ook doen. Ek probeer maar net vir julle wys hoe julle kan op ander maniere hierdie ding kry. Okay, en daar is my angle. So nou gaan ek so projekteer. Soos dit. Easy peasy. Okay. Nou onthou, julle sal sien op julle instruksies is daar 'n lyn en dit is die ding wat julle breine breek. Okay, hierdie lyn is net daar. Dit is jou XY-lyn wat jy op die einde gaan gebruik. Okay, dis nie jou kruis nie. Okay, so wat ons nou gaan doen is, ons gaan gou daai lyn teken. Jy kan kies hoe ver hy moet wees van jou sirkel af, I really don't care. Nie te ver nie, want anders het jy nie spasie nie. So ek gaan my omtrent hierso maak. Daarso. Dis my XY-lyn. Okay. Dit is wat ek gaan doen. En dan gaan ek my vooraansig teken. Net 'n bietjie laer. So ek gaan my vooraansig hierso teken. Onthou jou vooraansig, hy word nie gesny in hierdie geval nie, so lekker. So sy lengte is 50, 40, so dis 90. Okay. Soos dit. Okay, en ek gaan net gou 'n merkie maak waar my 50 is, want dis waar hy gesny moet word. En dan aan die ander kant 16. So nou gaan ek gou my snit insit. Dis AA. There we go. Alright, so daar het ek my vooraansig, dan en dusted. Maar,
om seker te maak, ek onthou al my nomering en al die goeders, gaan ek gou my projeksie, al my nommers afprojekteer ook. Okay, so, my brein. Ek gaan 8 en 1 is dieselfde, so ek gaan hom afprojekteer. 11 en 9 is dieselfde. So ek projekteer nou al my punte af, soos wat ek nie gewoonlik met die hoeke doen. Okay, hier is my middelpunt. 2, 3, en dan gaan jy dit net nommer, okay. So om my brein by mekaar te hou, gaan ek sê, hierdie is 10, hierdie is 11 en 11 en 9, hierdie is 12 en 7, 1 en 6, 2 en... Oh nee, ja, 2, sien, het ek 'n fout gemaak, hierdie is 8, hierdie is 7, 6, hierdie is 3 en 5 en dis 4. Okay, sien hoe maklik is dit om 'n fout te maak. En dan as jou numering verkeerd is, dan is alles 'n probleempie. Okay, moet ek gou hierso net daai foutjie uitvee. Okay, okay. Okay, kom ons gaan aan. Okay, so ek het nou my numering reg. Nou gaan ek in my regter aansig teken, aan die linkerkant onthou, en ek gaan seker maak, daar is 'n bietjie van 'n probleem, ek het nie eintlik baie spasie nie. Maar dis okay, ons gaan dit, we'll make it work. Okay, so ek gaan nou die laagste deel van my voorwerp hierso, daaronder, gaan ek 'n lyn trek, en ek gaan ook 'n lyn trek aan die verste deel. Soos dit. Okay, en dis my kruis. So, Adonis, ek's hierdie kant, hoor. Ek's hierdie kant. Okay, gaan my kruis gaan gedoen. Okay, there we go. Okay, nou eintlik moet die spasie wees vir my boonsig, maar daar gaan definitief nie nou plek wees nie, maar dis fine. Ons sal dit will manage. Okay, nou, wat ek gaan doen, is ek gaan my regter aansig hierdie kant doen. So al wat ek doen is ek projekteer my actual voorwerp, nie die snitte nie. Okay, so daar is 10, daar is 4, okay, en dan gaan ek al my punte, 11 en 9, projekteer, 12 en 8, 1 en 7, 2 en 6, 3 en 5. Okay, daar projekteer ek dit. Okay, en dan gaan ek my onderste dele ook doen. Okay, daar is my 1, en dan elke lyntjie, weer eens, jy vat dit soos 'n hoek. Okay, dat is hy. Goed, nou, hier is baie lig, dit moet konstruksielyne wees. Nou gaan ek my afstand tussen xi, vanaf xi gebruik, tot by al hierdie nommers om die afstand te kry. So, kom ons sê, hierdie gaan my xi wees, okay, daai lyn, so, skerpunt op xi, potlood op 10, daar is hy, okay, dan volg ek my 10 lyn, skerpunt op daai lyn, potlood daar so, en daar is my 10. Okay, en dieselfde met, kom ons doen 9, verkeer jy nou, 9 is daar so, okay, en ek volg my 9 lyn, dit is hierso, dis 9, dan doen ons 8, en volg 8 se lyn, 7, 7, 6, ja,
Die afstand tussen die X-lyn en die sirkel. Jy kies dit. 5. 4. Okay. So daar het ek al klaar my 1/2 van my sirkel. En onthou jy nommers daar te skryf, net om seker te maak dat jy jou kop hou. En dan doen ons nou weer 3. Okay. Jemmel, dat is verkeerd. 3. Dat is hy. 2. 1. En dan 12. 12 se lyn is daar so. En dan 11. Okay. En al wat jy nou gaan doen, is jy gaan daai dots met mekaar connect, maar onthou ons moet nog uitfigure wat gaan gesny word. So ek gaan presies dieselfde nou hieronder doen. Okay, presies dieselfde. Ja, en die lekker ding is, ek gaan hom net so afprojekteer. 7. Storyline. Dis 7. 8 is daar so. Ek sal probeer. Ek sê bang ons hardloop by tyd uit. 6. 9 en 5. Sê weer? Nee. Maar julle kan hierdie oefen, julle sal fyn wees. Dis na die toets. Jy sal fyn wees. Volg rarig net jou stappe, dis al. Okay, 9 en 5. 10 en 4. Sê weer? Presies so, ja. So daar is 10 en 4. Onthou net om jou goed te nommer, anders gaan mense die mekaar raak. 11 en 3. Volg my 11 en 3 lyntjie. Dan 12 en 2. 12 se lyntjie is hier so. 2 se lyntjie is daar so. En dan 1. 1. Kijk, ek gaan min of meer so lyk naderhand. Ek kan nie dit nog donkerder maak. Dis net klomp kolletjies, girl. Dis al. Nou gaan doen julle, en ek wil nou nie julle met te veel uitfriek daaroor nie. Ek gaan letterlik net my onderste lyntjies en my boonste lyntjies connect. So 7 en 7. Okay. En ek gaan 1 en 1 connect. Soos dit. Okay, so ek het letterlik, en dis konstruksielyne super lig. Okay. Ek het konstruksielyne net gemaak aan die buitekante. Soos dit. So dit is hoe hy basically like, bo en onder. Wat ek nou net gaan doen julle is, ek gaan hierdie boonste sirkelse kolletjies afprojekteer na die onderstes toe. Dis al. Ja. Ja. En dan iemand zelf projecteren is goed. Exactly, ja, precies. Ek hoop as hy ding gaan val. Okay. So wat ek gaan doen is ek gaan nou al my lyntjies en ligte konstruksielyne aftrek. Graad 10s. Graad 10s. Jy doen het. Niks.
Okay. So wat ek nou gaan doen is, nou gaan ek my snypunte projekteer. Okay. So hier gaan ek het gaan nommer. Daar. Ek gaan sê 10A, daai is 11A en 9A. 12A, 8A, 1A, 7A, 2A, 6A, 3A, 5A, 4A. Ja, dis baie nommers. Okay, so wat ek dan gaan doen is ek gaan kyk waar 10A gaan wees op my 10 lyn en ek gaan 'n kolletjie maak. So al wat ek doen is ek gaan hierso 10A, daar waar die kolletjie is, my snypunt, gaan ek projekteer tot by my lyntjie van 10. En daar so waar hulle oor kruis, daar's my 10A. Okay, dan gaan ek dieselfde doen met 11A en ook 9A, so 11A. En dis hoekom jy moet hierdie baie lig doen, want anders dan gaan jy baie die mekaar begin raak. 11A en 9A. Okay, 12A is op die lyntjie 12, as ook 8. Dan 1A en 7A. Twee A en 6A. 6A is daar so. En 2A is hier so. Okay, so jy moet nou rarig nie die mekaar ook met al jou kolletjies nie, want die A's en die gewone nommers gaan nou begin oor mekaar overlap. Dan is dit 3 en 5A. En dan 4A's heel onder. Okay, so wat ek nou gaan doen, julle sal sien hierdie is verskriklik confusing. Ek weet, dis hoekom jy moet regtig jou kop hou en vat konsentrasie. So julle sal sien, my nommers hier bo en my A's en my nommers hier onder overlap. Okay? So jy moet regtig net die proses volg. Okay? Dit gaan die mekaar wees, dit gaan nie sin maak vir jou nie, maar is okay, volg net die stappe. Okay, so ek gaan nou vir julle so 'n sekonde of 2 gee. Maak gou julle A-lyntjies, julle snypunte en dan gaan ons verder gaan. My is, jy moet seker maak dat jou lyntjies en jou nummering die heeltyd by mekaar pas. En dit is netheid die enigste manier hoe jy dit gaan regkry. Okay, nou, my reël is, wat ook al tussen my oog is, okay, en die snit val weg, okay, en as hierdie my regter aansig is, so my oog is hierso basically, ek kyk na hom hier, die boonste deel gaan wegval. So ek gaan letterlik die snitsinne teken nou, en die onderste dele. Maar jy gaan mos nou nie alles sien nie, so ons teken eers die snit, en jy doen dit vryhand, okay? Of as jy daai Franse, hulle noem dit 'n French ruler thingy, hy daai ronde kurwes, jy kan hom gebruik daarvoor. Ja, jy kan hom gebruik vir hierdie. Okay. Goed, so ek gaan al my A's by mekaar connect, en hier is weer eens waar jy jou brein by mekaar moet hou. En my vryhand is baie lelik, so don't judge. Ja, ek weet, dis wat IGO aan mense brein doen. O, okay, ek bly hierdie keer nie my vak nie. 3A, 2A. Okay, dis min of meer so baie lelik gedoen, maar ek het 'n kamera in my gesig en my defense. Ek gaan nie eens vir julle luister nie, whatever. Ja, nee, ek hou niks van vrouens nie. Okay, goed, so nou het ek die snit. Daai middelste sirkel wat ek geteken het, is die snit. Okay, so nou gaan ons die onderste deel teken.
Eish. Ja. Ja? Okay. Baie, al wat jy doen is jy teken na die kantelyne, want dit is basically snit, en jy vryhand toe. Soos dit. Goed. En onthou hierdie is konstruksie, want jy hoef dit te doen nie. Dit is maklik, is nie te moeilik nie. Ek gaan gou hierdie arseer, dat mens kan sien, dit is die snit. Ja. So, dit moet eintlik donkerder wees en goed, maar dis okay. Goed, so daai boonste ene, ek vergeet van hom. Ek kan hom eintlik maar bietjie ligter maak en uitvee. Want ek wil jou stappe sien, so jy moet nog steeds jou konstruksielyne hou, onmoontlik, maar daai hoef nie so donker te gewees het nie. Okay, goed. Nou het ek my regter aansig, jy doen presies dieselfde vir jou vooraansig, jou boaansig. So jy gaan hom net afprojekteer. Bye. Jy gaan jou snitte projekteer, jy gaan jou onderste dele projekteer, die boonste dele val weg. Yes. Ja, goed. Bye. So jy gaan letterlik net alles projekteer en there we go. Dit is al. Dit is die basic steps van hoe om hierdie te doen. Ek het nou nie regtig baie tyd nie, so ek kon nou nie die hele ding vir julle wys nie, maar dit is dieselfde prinsipie af. Okay. Hierdie deel doen jy vryhand, daai deel doen jy vryhand, die res moet alles konstruksie wees totdat jy finaal weet wat jy moet doen. Okay. En dan as jy natuurlik jou snit doen, jou ware vorm, gaan jy letterlik net als projekteer, so kom ons sê, hier is my nuwe XY-lyn, en ek gaan hom so maak, okay, dan gaan ek hom so projekteer, en als kant toe vat, en my ware vorm gaan ook vryhand wees, okay.